1 Korintiërs 13, waarvoor is dit bekend? Die oomblik wat ek dit vir jou sê, is ek seker jy kan dink, dit is die deel wat gaan oor die liefde. En die grootste hiervan is die liefde. Geloof, hoop en liefde. Baie belangrik net, dit is nie die belangrikste. Al drie is ewe belangrik. Jy kan nie sonder geloof lewe nie, jy kan nie sonder hoop lewe nie, jy kan nie sonder liefde lewe nie. Maar die grootste hiervan is die liefde. Dit is wat ek en jy elke dag kan en moet leef. As genade jou tref, as jy 'n nuwe mens is, as jy 'n mens is wat deur God gered is, dan het ons 'n verantwoordelikheid om liefde te leef. Ek wonder of jy hierdie ding al uitgefigure het. Wat is die eerste eienskap van liefde? Uiteraard word dit vir ons beskryf in 1 Korintiërs 13. Baie interessant, klompie eienskappe wat vir ons gegee word oor liefde. Wat is die eerste een? Die liefde is geduldig. Die liefde is geduldig. In ander woorde, wat kan ons vir mekaar sê? Die liefde vat tyd. Dit vra tyd. Ons moet geduldig wees. Jy kan nie liefde rush nie. Jy kan nie liefde doen as jy gejaagd is nie. Jy kan nie liefde doen terwyl jy verskriklik hardloop in hierdie lewe en net die een ding kanker na die ander nie. Ek wil die wêreld kanker. Nee, liefde is stadig. Liefde is geduldig. Liefde vra om stil te sit. Liefde is verhoudings met mense. Dis wat dit is. En daarom is die eerste eienskap. Die liefde is geduldig. John Newton, baie bekende skrywer, hy skryf die volgende: Wees geduldig genoeg om een dag op 'n slag te leef, soos Jesus geleef het. Laat gister gaan en los môre totdat dit aangebreek het. So hoor jy weer mooi, laat gister gaan, let go. En wag vir môre, hy's op pad, hy kom. Leef in die hier en die nou, leef vir verhoudings, leef vir liefde. Die liefde is geduldig. Kom ons raak weer ernstig oor verhoudings. Kom ons maak weer werk van verhoudings. Kom ons leef stadiger, sodat ons verhoudings kan doen. Kom ons gee weer prioriteit aan die liefde en aan verhoudings in ons lewens.